is besig met die reeks, wat maak 'n volgeling van die Here genuine? Eg. Want ons almal ken fakes, en ek dink daar's enige iemand wat van fake hou nie, veral as dit by mense kom nie. Dit sit jou net af, né? En ek dink dis die rede hoekom daar mense is wat nie die Here dien nie, want hulle ken iemand wat sê hulle dien die Here, maar hulle is fake. So, ons praat oor wat maak 'n volgeling van die Here genuine, en vandag se skriflesing is Matteus 20, vers 25 tot 28. Ons praat oor nederigheid. Ek sit 'n aanhaling daar in jou notas, dat ons daarmee begin, en ek wil hê ons moet 'n bietjie dit bespreek, want wat is nederigheid? Julle nou 'n bietjie met mekaar moet praat oor, wat is nederigheid? En dan kyk julle, wat is die aanhaling wat ek daar sê, en dan kyk jy of jy daarmee saamstem. Want ons lewe mos hierdie in hierdie eie ek wêreld, hierdie trotse wêreld, hierdie mense skroom nie op ander mense te trap, op bo uit te kom wêreld nie. Mense wat hulle eie agendas lewe. Mense wat nie commit nie, mense wat nie erken nie, ek is reg en jy is verkeerd, en ek dink dis dalk die rede waarom baie huwelike en verhoudinge uitmekaar uitval. Kan ons dalk daaroor met mekaar gesels? Elkeen wat net homself wil bevredig en elkeen wat bedien wil word. Gesels 'n bietjie daaroor, stem jy saam daarmee? En nou is ons by ons skrifgedeelte waarin hierdie ma kom en sy sê vir die Here, okay Here, ons dien U nou en ons volg U nou, maar as ons nou in die hemel is, kan een van my seuns links van U sit en kan een van my seuns regs van U sit. En die ander is baie ontstel daaroor. So die vraag wat sy eintlik vra is, as ons die Here dien, wat is daarin vir ons? Al is dit eendag in die hemel, wat is daarin vir ons? Wat gaan ons hier uitkry? En ek vind uit jong, baie mense vra daai vraag, wat gaan ek daaruit kry? Wat is daarin vir my? So, as ons nou begin praat oor wat nederigheid is, in vers 26, praat 'n bietjie oor vers 26, en ons praat oor die woordjie dienaar in vers 26. En die woordjie dienaar in vers 26 beteken letterlik 'n vullisverwyderaar. Meer as 50 keer kom hierdie woord in die Nuwe Testament voor. So, jy sê, of die Here sê, kom volg my, en jy sê, ja Here, hier is ek, en wat kan ek vir U doen, Here? Wat gaan ons doen, Here? En die Here sê, jy gaan my vullisverwyderaar word. Nee, stel jouself voor, jy vul 'n vorm in, en by beroep skryf jy vullisverwyderaar. Of ons het 'n advertensie hier buite en sê, as jy werk soek, hier is die perfekte werk vir jou. Wat? Vullisverwyderaar. Nee, die doel van hoekom die Here dit so beskryf is, dis die laagste van werke. Dis die minste van werke. Ek meen, dink net aan wat alles in ander mense se vullis is. Maar as jy in die gees die mense dink, en jy dink aan wat doen kinders van die Here dan, en ons dink aan die wêreld, en ons lewe in hierdie wêreld, né? Ons is nie van die wêreld nie, maar ons lewe in die wêreld. Wat doen ons in die wêreld? Is dit nie maar wat ons eintlik besig is om te doen nie, né? Om te help dat ander mense se lewens skoon kom, om vullis te verwyder. Ek sit vir jou 'n aanhaling daarin van Oswald Saunders, en ek wil julle met 'n bietjie daai aanhaling van Oswald Saunders bespreek, gesels 'n bietjie daaroor. Kyk, wat kry jy daar uit? Sê vir my, is dit wat jy rondom jou sien? En onthou nou, dit beskryf 'n volgeling van die Here. Dit sê hoe ons moet wees. En dan wil ek hier met na vers 28 kyk. En dan praat ons 'n bietjie oor die woord losprys. Wat beteken die woord losprys? Wie vra 'n losprys? Vir wie word 'n losprys gevra? En wanneer word 'n losprys gegee? En wat beteken dit vandag vir ons? So, as jy nou hierdie goed 'n bietjie saamgevat het, dan moet 'n ou jouself nou beoordeel, né? En dan antwoord jy die vraag, is dit ek? Beskryf hierdie woorde wat die Here sê, 'n volgeling van die Here moet wees. Beskryf dit vir my. Is dit ek waarvan hy praat? En dan moet ons dalk vir mekaar vra, hoe kan ons daar kom? Hoe kom ek op die plek waar ek so kan lewe soos die woord van die Here hier sê? Wat is die stappe wat ek sal moet doen om tot daar te kom?